Maar die realiteit is dat omdat jy dit soveel keer al gedoen het, dit kom vir jou van nature. Jy dink nie eens meer daaroor nie. Klein goed, groot verskil. Wanneer die moeilikheid om jou kom, wat gaan dit wees waarna jy draai? Want dit wat jy gewoonlik doen, is dit wat jy gaan doen wanneer die moeilikheid kom. Goeiedag, welkom hier by Oase Aanlyn. Dit is lekker dat jy saam met ons kuier. Ons skop vandag hier aanlyn ons reeks vir die kwartaal af, waar ons praat oor ek en my huis. En in die volgende paar weke gaan ons gedagtes, geestelike ritmes deel wat jy en jou gesin saam kan doen. En wat ons vandag oor gesels is oor die krag van klein gewoontes en hoe dit 'n groot impak maak. Mag hierdie diens jou bless. Dankie vir almal wat daar buite is, wat saam met ons kyk, saam met ons groei. Dankie dat julle finansiëel bydra. Dit is vir my so awesome om te weet as mense wat ver is, wat sê, hoorie so, waar is ons kerk? En ons dra finansiëel by. Dit maak moontlik dat video's soos hierdie beskikbaar en moontlik is. So dankie vir jou. Mag hierdie diens geniet en onthou om uit te reik. As daar enigiets is wat jy wil weet of wonder oor, stuur vir ons 'n boodskap, los 'n komment hier onder en sê ook vir ons hallo in die komment. Dit is altyd lekker om te sien wie saam met ons kyk. Mag jy hierdie diens geniet en ons sien jou aan die einde. Ek het gesien gister die Commonwealth Games het weer begin. Het enigiemand gekyk, gesien Suid-Afrika, ons kry weer lekker medaljes. Ons is Suid-Afrikaners, hou nie daarvan om te wen. Dit is net lekker om 'n Suid-Afrikaner te kan wees. Maar ek wil vanoggend met jou praat oor 'n sport. Ek wil graag begin volgende keer met jou te gesels oor 'n sport. En hierdie sport is fietsry. En ek sien, is daar enige fietsryers vandag in die huis? Rian, Wynand, ek weet julle twee is fietsryers. Enige ander fietsryers vandag hier in die huis? Hier is 'n paar mense. Ek het 'n fiets. Ek sal nie sê ek's 'n fietsryer nie. Nou ek sê vir iemand so 'n paar weke terug dat ek wil graag een van my drome is om saam met Albert wat een van ons worship leiers is, wat nou volgende hier is, hy is op die mannekamp. Hy het nou al so 'n paar half-eystermanne gedoen en een van my drome is om saam met hom en Wynand en Rian om iewerste in die toekoms ook 'n half-eysterman te doen. Ek lyk bietjie beter as wat ek 'n jaar terug gelyk het, so ek dink ek sal nou bietjie makliker dit kan doen. Maar toe sê ek vir hierdie persoon, sy naam is Martin en hy speel elektriese gitaar in die band vanmôre. En ek sê vir hom, Martin, ek het hierdie droom en ek wil dit graag doen, maar ek het nie so duur fiets nie. Want dis nog heeltyd my verskoning, want jy moet 'n baie duur fiets hê om die half-eysterman te doen. En Martin sê vir my, ek het so fiets en jy kan hom leen. So bid vir julle pastoor. Die Here met my wysheid gee. Maar fietsry gepraat, een van die lande wat die slegste gedoen het met fietsry, vandat dit deel geword het van die Olimpiese spele vir die eerste 100 jaar, inteendeel hierdie land het slegs 1 goue medalje gewen, is Britannia. En Britannia het vir die eerste 100 jaar slegs 1 goue medalje gewen in die Olimpiese spele, en hulle het al hierdie geld, en hulle het coaches, en hulle het al hierdie goed, maar hulle het net 1 goue medalje gewen. En die land was frustreerd, want die mense daar het verskriklik baie fiets, en hulle het nie verstaan, hoekom wen hulle nie en 'n Olimpiese spele nie. En saam met dit, die grootste fietswedren ter wêreld is die Tour de France, en hulle het ook nog nooit die Tour de France gewen, en hulle is frustreerd as 'n land. Nou kan ek net voor ek verder gaan sê, dis vir my lekker as die Engelse verloor, daar's net iets in my as 'n Suid-Afrikaner wat daarvan hou, maar hulle was frustreerd geweest oor die feit dat hulle nie gewen het nie, en vir 100 jaar het hulle dit nie reg gekry nie, en toe, in 2008, toe wen hulle 60% van die goue medaljes by die Beijing Olimpiese spele, en 4 jaar na dit, in 2012, het hulle 9 Olimpiese rekords gestel, met fietsry by die Olimpiese spele, en daai jaar, in 2012, was die eerste jaar, wat 'n Brit die Tour de France gewen het, en hulle het toe gegaan, en vir die volgende 5 jaar was dit 'n Brit wat die Tour de France gewen het. Nou my vraag is, en ek hoop dis iets wat jy ook kan dink, wat het verander van die eerste 100 jaar na dit wat volgende gekom het?
Want dit is iets wat my fascineer, is wanneer daar 'n verandering kom vir die beter, wat het dit veroorsaak? En so wat hulle gedoen het is 4 jaar voordat hulle weer Olimpiese spele toe moes gaan, toe het hulle gegaan en hulle het gesê, na daai 100 jaar gesê, genoeg is genoeg, ons gaan 'n nuwe coach aanstel, ons gaan 'n nuwe afrigter aanstel. En hierdie afrigter, ek wil graag sy naam vir julle vanmôre lees. Sy naam is Dave Brailsford. En Dave Brailsford is 'n afrigter, en wat hom so bekend gemaak is al die spanne met wie hy gewerk het hy hierdie motto gehad, en die All Blacks het op 'n stadium met dieselfde motto aangeneem is ons wil alles net elke keer 1% beter doen as die vorige keer wat ons het gedoen het. Elke keer net 1% verbeter op die vorige keer wat ons gedoen het. En so wat hy gedoen het, is het 'n paar interessante goed gedoen. So hulle stel hierdie man aan, en hy kom en hy sê, ons gaan die sitplek op die fietsse meer gemaklik maak. Nou ek sal vir jou sê, as die sitplek meer gemaklik is, sal ek ook meer fiets ry. Enigiemand saam met my op dit. Okay? So hulle sê, kom ons maak so dis 1% verbetering. Wie sal nou dink om 'n sitplek gemakliker te maak, so maak dat jy 'n fietswedren wen? Dit doen nie, maar hy het nie net daar gestop nie. Die volgende ding wat hy gedoen het, is hy het alkohol gevat en op die wiele gesmeer, sodat die wiele meer traksie het. Hy het verder gegaan, hulle het die broeke wat hierdie fietsryers mee gewerk het, terwyl hulle opgewarm het elektriese elemente ingehad wat hulle bene warm gehou het, sodat hulle spiere reg is, dat wanneer hulle ry, dan is hulle spiere reg. Nog 'n klein ding wat hy verbeter het. En so het hy aangegaan, maar nie net op die fiets nie, hy het goed van die fiets af ook verander. So wat hy gedoen het is, hy het gegaan en elke liewe een van hierdie Olimpiese atlete wat vir hulle fietsry, het hulle gegaan en het gekyk, wat se kussing pas die beste vir jou kop? Wat se matras is gemaak vir jou liggaamstipe? En dan wat hulle gedoen het, is hulle het getoets, hoe goed het jy geslaap? En dan het jy beter geslaap. So letterlik om 'n kussing en 'n matras te verander, om te kyk wat se groot impak kan dit maak op 'n persoon se lewe. Saam met dit het hulle gegaan en hulle die binnekant van hulle waantjies waar hulle die fietsse bære, het hulle spierwit geverf om te sien of daar enige stof rond lê, want stof wat tussen ratte inkom is nie goed vir jou fiets nie. Julle het nou nie gedink julle gaan vanoggend leer hoe fietsie hier by die kerkie, maar nou leer julle oor fietsse, né? En saam met dit, iets wat baie fascinerend is wat hulle gedoen het, is hulle het 'n chirurg aangestel om die span te kom leer hoe om hande te was, soos wat 'n chirurg hande sal was. En die rede dat hulle dit gedoen het is sodat, want hulle weet as mense se hande skoon is, dan word jy minder siek. En dit beteken dat hierdie fietsryers bly langer gesond, en omdat hulle langer gesond bly, kry hulle beter resultate. Dit het gespan gevat wat vir 100 jaar 1 goue medalje gevat het, dat die volgende 2 Olimpiese spele daarna dit gedomineer het, en toe die Tour de France gedomineer het, deur klein verskille te maak. Jy sien, en dit is waar ons hierdie kwartaal gaan praat. Ons gaan praat oor goed wat ons dalk partykeer dink, ja, dit kan nie so groot verskil maak nie, want hier's wat ek agtergekom het in my reis, in my persoonlike lewe, asook as 'n pastoor met baie mense. Ons het hierdie idee, dat dit is die groot goed wat ons lewens verander. Daai worship aand wat jy gesê het, ja Here, hier's my lewe. Daai oggend wat iemand vir jou gebid het en jy het genees, jy's genees. Daai dag wat iemand gekom het en sê ek het 'n profetiese woord vir jou. Dis groot goed. Dis massive goed. Maar wat ek agtergekom het in my lewe, dit is nie daai oomblikke. Daai oomblikke het my gewys dat God roep my na meer, maar dit is nie daai oomblik wat my volhoubaar verander het nie. Inteendeel, dit is wat daarna gevolg het. Dis die klein goed wat daarna gevolg het, wat gemaak het dat ek werklik God dien, soos wat en werklik verander word, want as jy dit nie weet nie, ons jaartema is voetspore. Elkeen van ons is uitgenooi om in die voetspore van Jesus te loop. En so ons oggenddienstema hierdie kwartaal is ek en my huis. En ons gaan vir jou klein ritmes wat jy daagliks kan doen. Klein goed wat jy daagliks in jou lewe kan inkorporeer. Ons wil dit vir jou leer om te kyk, hoe kan jy die Here werklik dien? En van die goed waar ons gaan praat is huisgodsdiens. Weet julle hoeveel mense wat vanoggend hier sit, het of my kom vra, Marius, hoe kan ek my gesin, jy weet, hoe kan ons huisgodsdiens hou? Wat lees ons? Hoe maak ek dat my 2-jarige nie heeltyd skree terwyl ons wil bid nie? Ek weet ook nie, maar ons gaan saam deur hierdie reis gaan, okay? En dit is wat ons gaan doen, is ons gaan hierdie kwartaal kyk na klein goed, en ek wil jou vra om te commit vir hierdie kwartaal. Ons 'n paar goed wat ons gaan uitrol, soos wat die kwartaal aangaan, om jou te help hiermee, maar klein goed. As dit kan werk vir fietsry, kan dit werk vir ons. En so ek wil jou vat na 3 geleenthede toe in die Bybel vanmôre, waar ons sien dat dit is wat werk. En die eerste ene is die storie van Daniël. Nou ek is mal
oor Daniël. Daniël is een van my gunsteling karakters in die Bybel, is 'n toegewyde jong man, Daniël en sy vriende, Sadrag, Mesach en Abednego. Jy weet, hierdie ouens het vir ons 'n ongelooflike voorbeeld kom stel van wat dit beteken om werklik Jesus te volg. En so 'n bietjie agtergrond van Daniël 6, en dis die eerste gedeelte waarmee ek wil begin volg. In die begin van Daniël 6, lees ons dat daar's 'n nuwe koning in Persië. En hierdie koning, ek weet nie vir wat se rede nie, wil sy eie beeld 'n bietjie blaas. En so wat hy doen is hy bou hierdie massiewe standbeeld, en hy sê vir die volgende 30 dae, mag niemand 'n ander God aanbid nie, hulle mag slegs vir my aanbid. En as hulle my nie aanbid nie, wat gaan gebeur, is hulle gaan in 'n leeukuil gegooi word. Hulle gaan tussen die leeu's gegooi word. En nie die rugbyspan van Johannesburg nie. Leeu's met groot tande wat honger is, wat uitgehonger is. En so as jy nie voor die koning buig en nie jou God aanbid nie, want dit is tweedelig. Jy moet voor my buig, maar jy mag nie voor jou God buig nie. Hier kom die moeilike tye. Hier kom die pressure is aan. En ek wil jou vanoggend net eenvoudig wys, wat was Daniël se reaksie gewees op hierdie nuus. Jy sien net gou 'n bietjie nog meer agtergrond, is daar was mense wat nie van Daniël en van die Israeliete gehou het nie, en so wat hulle gedoen het, is hulle het geweet, die Israeliete se wet, die woord soos wat ons dit het in die Ou Testament, sê, dat jy mag voor geen ander God buig nie, jy mag geen ander God aanbid nie, en hulle het geweet, hierdie is ons kans om al die Jode uit te win, hierdie is ons kans om hierdie God van die Israeliete heeltemal dood te maak, want die ouens wat hom aanbid gaan sterf, en die ouens wat hom nie gaan aanbid nie, gaan hom verraai, so kom ons verwoes hulle. Maar Daniël, te midde van wanneer dit moeilik gaan, doen die volgende. Daniël 6 vers 11. Het sê, toe Daniël hoor dat die wet onderteken is, aan die ander woord, hierdie wet wat ek nou vir jou van vertel het, is goedgekeur, het hy huis toe gegaan. Hy het daar 'n venster gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het daar 3 maal 'n dag op sy knieë gegaan om tot sy God te bid en om hom te loof, soos hy gewoond was om te doen. As jy 'n highlighter of 'n pen het, en jy is een van die mense wat soos ek al van hou om in jou Bybel te skryf, daai woord gewoond is 'n woord wat jy kan highlight en onderstreep. Kan ek vir jou sê hoe is hierdie baie keer vir my en jou? Is die moeilike goed in die lewe tref ons. Ons gemaklikheid, dit wat ons gemaklik mee is, word onder ons voete uitgeruk. En dan gaan ons en ons sê, Here help. Maar dis nie wat Daniël nie gedoen het nie. Daniël het gaan doen wat hy gewoond was om te doen. Jy sien, ek wonder, hoe sal ons lewens anders lyk, hoe sal Klersdorp anders lyk, hoe sal jou gesin anders lyk, as jy soos Daniël sekere geestelike gewoontes, sekere goed in jou lewe gedoen het, wat jy gewoond was om te doen, dat ongeag of dit goed gaan of dit sleg gaan, of jy weet wat die toekoms inhou, en of jy glad nie weet wat die toekoms inhou, en of jy jou kinders die Here dien, en of van jou kinders besig is met goed, en jy sê, Here asseblief, ek weet nie meer, ek het nie meer antwoord as ouers nie. Wat is dit waarna toe jy draai? Ek is tans besig, hierdie storie wat ek nou vir jou gelees het, of vertel het van die fietsry, het ek gelees in 'n boek met die naam Atomic Habits, deur James Clear. Ek kan dit vir enige van julle aanraai wat meer wil leer oor gewoontes. Maar in hierdie boek praat hy oor die krag van gewoontes, en hoe gewoontes ons eintlik vorm. Dat ek en jy, hoe ons brein aan mekaar gesit is as 'n mens 'n ding oor en oor doen, dan kom dit vir ons natuurlik, ons dink nie eers meer daaroor nie. Soos byvoorbeeld, as jy nou jou oë moes toemaak, en ek sê vir jou, jy is in jou slaapkamer in jou huis, dis pikdonker, Eskom was weer stout, en ons het nie meer krag nie, en dis load shedding, en jy het nie inverter nie, en jy moet na die kombuis toe stap, en dis pikdonker, sal jy na die kombuis toe kan stap? Wie van julle sal na die kombuis toe kan stap in die donker? Okay? Dis die meerderheid van julle. Okay. Wie van julle sal 'n glas uit die kas uit kan haal en water ingooi in die donker? Steek gou op jou hand. Okay. Weet jy hoekom kan jy dit doen? Want jy het dit al soveel keer. Dit is die gewoonte om dit te doen. En die rede dat jy hoe jou brein werk is, as jy 'n keuse 'n hele paar keer maak, onthou jou brein outomaties om dit te doen. Want dan vat dit nie breinkrag nie. Want dan kan jy jou brein gebruik om goed te doen wat werklik belangrik is, want om glas water te gaan haal, wie van julle, en nou gaan dit amper seker net die vrouens wees, kan koffie maak en praat met iemand terwyl jy koffie maak? Enigiemand wat dit kan doen? Want vrouens kan ons multitask en ons mans kan ons nie multitask nie, nee. Maar die realiteit is, omdat jy dit soveel keer al gedoen het, dit kom vir jou van nature. Jy dink nie eens meer daaroor nie. Klein goed, groot verskil.
En so daarom wil ek jou vra, wat is aan die begin van hierdie derde kwartaal, ons is nou deur helfte van hierdie jaar, en dalk het van julle in Januarie gesê, hierdie is die jaar wat ek goeie gewoontes gaan aanleer en die Here gaan dien. En nou sit jy en jy slegter af was wat jy laas jaar was. Want jy het verkeerde keuses gemaak. En vanoggend beleef ek hoe die Here ons as gemeente na toe uitnooi en sê, ek is dankbaar jy sien die groot oomblikke. Maar soos Daniël, wanneer die moeilikheid om jou kom, wat gaan dit wees waarna toe jy draai? Want dit wat jy gewoonlik doen, is dit wat jy gaan doen wanneer die moeilikheid kom. So wat is dit wat jy doen? Het jy soos Daniël 'n gewoonte om te bid en God te loof? Maar dan gaan dit 'n stapie verder en Daniël het hierdie geleer in 'n woord wat ek so 'n paar weke terug met jou oor gepreek het, en hierdie woord is die Shema, om te hoor en te doen. En ek wil dit graag vir jou weer lees vanmôre in Deuteronomium 6. In Deuteronomium 6 gee God die opdrag hier aan die kinders van Israel, en hy sê vir hulle, hoor hierso, ek gaan met julle praat, ek gaan my hart met julle deel, maar hoor wat hy verder sê, hierdie is in Deuteronomium 6 vers 3 tot 9. Luister noukeurig daarna. As hy verwys na waarna hulle moet luister, is die woord van God. Hy sê, luister noukeurig daarna Israel, dat jy dit kan doen sodat dit met jou goed kan gaan en jy baie kinders kan hê. Die Here God het aan jou voorouers 'n baie vrugbare land beloof. Luister Israel, weer eens daai woord Shema Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heel hartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Skep hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit aan jou hande vas as 'n herinnering en dra dit op jou voorkop. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en teen jou stadspoorte. Jy sien wat God hier vir Israel sê, hy sê vir hulle, ek gee vir julle 'n ongelooflike woord. Ek gee vir julle die waarheid. Ek gee vir julle dit wat julle kan onderhou, geestelik. Hy sê nie wat ek wil jy moet doen, wanneer jy loop, wanneer jy sit, wanneer jy staan, wanneer jy besig is om ver te gaan, wanneer jy by die huis is, elke liewe ritme van jou lewe, herinner jouself hieraan. Weereens, soos wat die gewoonte is van Daniël, het hy dit gedoen. Jy sien, Daniël het hierdie gevat en 'n deel gemaak van sy wese. Ek wil jou vra, wat is die goed wat ek en jy besig is om deel te maak van ons wese? Want is die klein goed, soos byvoorbeeld, en ons het al hieroor gepraat, maar wat is die eerste ding wat jy doen wanneer jy jou oë oopmaak in die oggend? Wat is die laaste ding wat jy gaan doen in die aand wanneer jy gaan slaap? Dis gewoontes. Partykeer dink ons nie meer daaroor nie. As jy gestres is, wat doen jy? As jy 'n moeilike dag by die werk gehad het en jou kinders kom by die huis en sê, mamma, ek het 'n taak vergeet wat môre moet in. Dit het nog nooit in ons huis gebeur nie, want ons is nou eers in graad 2. Wat is jou reaksie? As jy en jou vrou beklei het, gaan slaap julle kwaad. Jy sien, elke keer wat jy iets een keer doen, dan word dit makliker om die volgende keer te doen, en die volgende keer te doen. En hier kom God en hy sê vir hulle, wat ek wil julle daagliks moet doen, of jy sit of staan, lê, gaan, by die huis bly, waar al jy is, ek wil jy moet hierdie so deel maak van jou, skryf dit op jou voorkop, skryf dit op die deurkusyne, vat dit oral saam met jou, maak dit jou gewoonte. Maar nie net sien ons dit in Daniël se storie nie, ons sien dit nie net in Deuteronomium 6 nie, ons kom en ons sien dit ook in Jesus se lewe. Jesus het gewoontes gehad wat hy elke dag gedoen het. En hierdie klein gewoontes, hierdie 1% wat ek elke dag dit doen, dis 1% van my dag. Dis 1% van wat ek doen in my lewe. Hierdie 1% het ongelooflike impak. Hoor hierso, Lukas 4 vers 16. Toe kom hy in sy tuisdorp Nasaret waar hy groot geword het, het hy soos gewoonlik op die Sabbat na die sinagoge toe gegaan en opgestaan om die skrif te lees. Hierdie is nie die eerste keer wat hy dit doen nie, soos wat hy gewoond is, soos die gewoonte is vir Jesus. Jesus het gereeld in die kerk skrif gelees. En hulle byeenkomste skrif gelees. Of Lukas 5 vers 16, letterlik net die volgende hoofstuk sê, maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om te bid. Jy sien, Jesus het hierdie gewoontes gehad, hierdie klein 1% goed wat ons doen, wat so klein gedeelte van jou dag is. As jy die hoeveelheid minute in jou dag moet optel, my persoonlike Bybelstudie in die oggend is enigiets van 15 minute tot 'n halfuur, voordat ek uit die huis uit gaan. En hierdie halfuur, en natuurlik hierdie dag praat ek nog met die Here, en ek hoor wat hy vir my wil sê, maar ek het 'n gebedsritme wat ek in die oggend doen, wat my so 15 minute tot 'n halfuur vat. Uit my hele dag uit is dit 1%. Dalk bietjie meer as 1%, julle wat wiskunde weet, sal weet hoeveel 15 minute in die hele dag is.
Maar die realiteit is, maar daai 15 minute tot 'n halfuur vorm alles wat ek doen. Dit vorm hoe ek met my vrou praat, hoe ek na haar kyk. Dit vorm hoe ek met my seuns werk. Dit vorm my prentjie van myself as pappa, as man, as pastoor. Jy sien, is die klein goed wat 'n groot verskil maak, en Jesus het dit vir ons kom wys. Wat is die gewoontes wat jy in jou lewe het? En John Ray sit vir my daai stelling op wat ek vir jou gestuur het, wat hy in die boek sit, hierdie quote, lees gou hierso. You can't think yourself out of a pattern you didn't think yourself into. You practiced yourself into it, so you have to practice yourself out of it. Sien, ons sekere gewoontes, slegte gewoontes, wat ons net toevallig, ons het een keer dit gedoen, en toe het ons dit weer gedoen, en voor ons kon kry, was dit gewoontes in ons geestelike lewens gewees. Soos byvoorbeeld, as ek in die aand moeg is, ek sal môreoggend die Bybel lees. En toe die volgende aand as jy weer moeg, en die volgende aand as jy weer moeg, en teen die week 2, toe lees jy nie meer Bybel in die aand voor jy gaan slaap nie. Was enigiemand al daar? Kan ek sien, ek sal eers my hand opsteek. Was enigiemand al daar gewees? Ek praat met regte mense vanmôre, nê? Wat reël is. En wat ek beleef die Here ons aan toe uitnooi in hierdie 3de kwartaal, in die 3de ritme van hierdie loop in Jesus se voetspore, is hoe gaan ons as huisgesinne saam die Here dien? Onthou, kwartaal 1 en kwartaal 2 het baie gegaan oor individuele, ritmes, self Bybel lees, self bid, goed wat ek doen. Hierdie kwartaal gaan ons praat oor goed wat ons as gesin doen. Hoe gaan ons gaan en saam die Here dien? Want om die Here te dien is nooit 'n ding wat jy net alleen moet doen nie. Dis iets wat ons saam doen. En wanneer ons hier klein 1% goeders gaan inbring, dan help dit ons om daar te kom. En so ek wil vanoggend afsluit deur te gaan na Psalm 1 toe. Psalm 1, ongelooflike gedeelte geskryf, ek gaan dit vir jou lees, en dan wil ek terugkom en met jou praat oor hierdie boom. Het sê, gelukkig is die mens, wat nie loop volgens die raad van goddelose, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here, en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom, nou, daai moet jy onderstreep, highlight in jou Bybel. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Gaan hy verder aan, hy sê sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie voortbestaan in die oordeel of sondaars in die geselskap van regverdiges nie, want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van goddeloses lei na ondergang. As ons na die storie van 'n boom kyk, soos wat Psalm 1 ons leer, hy sê jou geestelike lewe, my en jou lewe as 'n volgeling van Christus is veronderstel om soos 'n boom te wees. En weet jy hoe groei 'n boom? Jy sit nie 'n saadjie eendag in die grond en die volgende dag is hy groot nie. Jy sit 'n saadjie in die grond en jy sien geen verandering nie. Maar wat jy dikwels sien is onder die grond is daai saadjie besig om ontkiem te word. En soos wat daai saadjie ontkiem, begin hy klein bietjie wortels groei. En daai wortels met tyd, en soos wat hy water gegee word, en soos wat hierdie boom nutriënte kry, begin daai wortels al hoe meer vorm, en tot op 'n stadium begin daai worteltjie skiet, en dan begin hy uitkom bietjie bo die grond, en dan begin ons die boompie sien, en daai boompie groei stukkie vir stukkie vir stukkie, en partykeer so, jy sal eendag na hom kyk en die volgende dag na hom kyk, en jy sal nie 'n verskil sien nie. Jy sien, en dis dikwels die geestelike lewe. Ons dink, ek gaan vandag Bybel lees, en môre gaan my huwelik gered wees, dankie Jesus. En môre beklei jy en jou vrou meer as wat jy gister beklei het. Ek gaan ophou om hierdie sonde te doen, en as jy jou weer kry, dan sukkel jy nog meer as van tevore. En dit voel vir jou, man, hierdie goed wat Marius ons van vertel om Bybel te lees en te bid, dit werk nie. Ek het probeer vir 'n dag of 2 en dit het nie gewerk nie. Maar 'n boom wat geplant is by waterstrome het tyd gevat om 'n boom te word. Onthou, Jesus kom hier in, Jesus nie, die woord, die psalmskrywer, ons is nie seker wie Psalm 1 geskryf het nie, maar die psalmskrywer kom hier en sê vir ons, luister hierso, as jy geplant is, en jy het lank genoeg gedoen wat jy moet doen, lank genoeg gevoed geword, wat gebeur het is, daar wortels geskiet, en soos wat hierdie wortels skiet, het daar groei plaasgevind. En soos wat hierdie groei plaasvind, Jesus sê, so 'n persoon is 'n gelukkige persoon, so 'n persoon is 'n voorspoedige persoon. Maar dan bied hy die kontras, en hy sê, maar 'n persoon wat nie geplant is nie, wat nie hierdie gesonde ritmes het nie,
is soos 'n persoon wat soos kaf is. Nou kaf is wat oorbly nadat hulle nadat hulle in die lande gewerk het. Dit het geen nut nie, dit het geen betekenis, dit is nie geplant nie. Dit word net gewaai deur die wind en die beste ding om dit te doen is om dit op 'n vuur te gooi. As ek volgens jou die vraag moes vra, doen vir my 'n audit van jou gewoontes. Doen vanoggend vir my 'n audit van waantoe jou lewe op pad is met die gewoontes wat jy, die 1% goeders wat jy elke dag doen. Waantoe is jou lewe volgend op pad? Jy sien, Jesus beleef ek vra my en vir jou vanmôre, my kind, wat is die goed waarmee jy jou vanoggend tot aand besig hou? En jy het dalk nie besef dat jy laat hierdie goed in jou lewe toe nie, maar dit is nou so deel van jou lewe. Maar hierdie kwartaal gaan ons saamkom en ons gaan van hierdie goed ontwortel. En ons sal sê, Here, ek doen dit so, maar hier is hoe U wil hê ek en my gesin moet U dien. So daarom van vandag af begin ons, ek en my gesin, ons sal die Here dien. Kan ek jou vra om vir 'n oomblik jou oë te sluit? Here, ek wil vanoggend kom bid vir ons as gemeente. Wat ek vanoggend wil kom vra is, mag U ons help om, soos hierdie storie wat ons in die begin gehoor het van 1% verbetering, maak met nog 1% verbetering elke dag, op die langtermyn maak dit 'n ongelooflike groot verskil. Here, mag ons vandag kom en sê, Here, hier is ons wil oop wees, Here. Ons wil soos 'n emmer wees wat U kom vol maak, Here, met waarheid. Ek sien hierdie prentjie hoe ons as gemeente staan met oop arms en sê, Here, kom vul ons net. Kom vul ons gees, Here, kom vul ons menswees, kom vul ons gewoontes. Here, kom vorm hoe ons daaglikse ritmes en roetines lyk. Here, dankie vir die groot oomblikke, dankie vir daai oomblikke wat U met ons praat. Dankie vir profetiese woord wat uitgaan. Here, dankie vir kampe. Maar Here, mag dit nooit net daar bly nie. Mag U ons help dat dit vloei na die klein goed toe, na die goed, Here, waar ons kan al hoe meer hoor en doen wat U vir ons sê, soos Shema. Ons wil hoor en gehoorsaam wees. Here, so help ons as Oase familie om in hierdie volgende seisoen in te gaan, deur te hoor en te doen wat U vir ons sê. Mag ons soos Daniël die gewoonte hê, wanneer ons huis toe gaan, om te bid en met U te praat. Here, mag ons soos Shema dit vir ons kinders vertel, soos ons lees in Deuteronomium 6, Here, mag ons dit deel, daar waar ons gaan, mag dit deel wees van ons gedagtes, van ons hart, van ons menswees. Ons los nie hierdie gewoontes by die huis nie, ons vat dit saam met ons. Maar Here, dan wil ek ook kom vra, mag ons soos Jesus, mag ons die gewoonte hê. Wanneer mense na ons kyk, sê, soos wat hy gewoond was, soos wat sy gewoond was, soos hy gesin gewoond was. En Here, dat dit alles sal lei na Psalm 1 lewe, wat ons sal wees soos bome wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd vrug dra. Mag ons geplant wees, Here. En al sien ons nie die verskil dadelik nie, mag ons onthou ons is soos 'n boom, wat met tyd gevorm word, maar oor 'n lang tyd 'n groot verskil maak. Mag ons nooit onderskat die klein beginne nie. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. As jy saamstem, wil jy nie net sê amen nie. Amen.